Here, gaan U nou my voete ook was? Hoe bedoel U dat as U dit nie doen nie, het ek nie deel aan U nie? Hierdie voete was is 'n simbool van iets baie groters. Hemelse Vader, dankie dat U vanmôre met ons uit U woord praat oor hierdie wonderlike begin van die lydingstyd. As ons stilstaan by die twee gebeure waar U liefde vir ons en ons liefde vir U so dramaties gedemonstreer word. Seën ons nou vanmôre rondom U woord om Jesus ontwil. Amen. Goeiemôre. Kom ek lees jou uit Johannes hoofstuk 13. Hierdie wonderlike gebeure, hierdie episode net voor Jesus se kruisiging. Ons kry dit in Johannes hoofstuk 13 vanaf vers 1. Voor die viering van die Pasga het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na sy Vader toe te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld was liefgehad en het hulle tot die einde toe, tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het al klaar vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God af gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Verbeel jou, jy sit vanmôre saam met die disippels in hierdie bovertrek en Jesus is daar. Ek wil hê jy moet vir jouself inleef, as jy kan, sit gemaklik, ontspan jou ledemate, probeer om aan niks anders te dink nie. Kyk of jy jou kan inleef. Sien jy vir Johannes en vir Petrus, vir Judas, en sien jy vir Jesus? Sien jy dat hy daar staan en met julle praat? En sien jy dan wat hier gebeur? Jy sien, dis 'n baie interessante agtergrondstukkie wat ons hier moet weet om dit reg te verstaan. Die Jode mag nie die Paasfees geëet het, trouens enige maaltyd eintlik geëet het, as hulle nie skoon was nie. Hulle was higiënies. Maar sandale en modderpaaie en stof het gemaak dat hulle voete vuil was. Nou moet jy weet, nee, kyk, ons sit op stoele, soos wat ek nou hier langs gesit het, maar hulle het aangelê. So ek was naby 'n ander ou se voete. En iemand moes dit eers gewas het. En dan was daar gewoonlik 'n bediende of 'n slaaf wat omgegaan het en almal se voete gewas het voordat hulle kon eet. Maar Jesus was net met sy disippels bymekaar en vanmôre ek en jy ook. En daar was geen slaaf of bediende om hulle voete te was nie. Nou, wie gaan dit doen? As jy 'n gedeelte bybring uit die ander 3 evangelies, wat Johannes toevallig nie noem nie, en ek gaan nou vir jou sê hoekom ek dink hy dit nie noem nie, dan was daar 'n dispuut tussen die disippels oor die vreemde vraag, wie van hulle is die belangrikste? Trouwens, ons lees in 'n stadium dat Johannes en Jakobus, die 2 boeties, na Jesus gekom het en gesê, Here, as U nou eendag in U koninkryk kom en U sit op die troon, want hulle het nog dit op 'n baie aardse manier gevisualiseer destyds, dan wil ons graag die ereplekke links en regs van U hê. En die ander disippels was dikbek daaroor. En hier nou weer, as jy die ander evangelies lees soos ek gesê het, dan was daar 'n gestoei oor wie is die belangrikste? Wie is die onbelangrikste? Wie gaan die voete was? Want sonder voete was, kan die maaltyd nie begin nie. En dan is die vreemde, wonderbaarlike ding, dat die koning van alle konings, die Heer van alle Here, opstaan,
sy boekleed uittrek, 'n handdoek vat, water vat, 'n kom vat en voet vir voet was. Tot by Petrus, wat ek nou nie vanoggend gelees het nie, waar hy gesê het, Here, maar U gaan tog in der ewigheid nie my voete was nie. En dan sê die Here, maar as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. En nou wil ek vir jou vanmôre aanmoedig wat ek in die begin gesê het. Wil jy nie vir 'n oomblik jouself indink as deel van hierdie uitgeleese groep mense, Jesus se disippels nie? Ek wil hê jy moet miskien asseblief nou jou oë toemaak, as jy wil. En jy met jouself, en ek gaan vir jou tyd gee om dit rustig te doen, as jy wil, dink en sien Jesus in jou gedagtes. Hy kom kniel voor jou voete. Kyk hom in die oë. En dan sê hy vir jou, my kind, 'n paar goed wil ek vir jou sê. In die eerste plek wil ek vir jou sê, ek gaan binne 'n paar uur my lewe vir die wêreld aflê. Ek gaan gekruisig word. Ook vir jou. En ek weet dat dit die Vader se bedoeling is en sy plan is. En ek gaan hierna weer terug na my Pa toe. Maar weet jy, ek doen dit alles omdat ek jou tot die uiterste, tot die verste limiet liefhet. Weet jy, en dan is dit vir Petrus wat hy geweet het om gaan verloon. En Judas wat hy vir hom gaan verraai. Hy het dit geweet. En hy het almal van hulle se voete gewas. En nou is hy by jou voete. Hy's by my voete. Kyk na sy hande. Ek weet dis nog voor die kruisiging, maar sien die deurboorde hande waarmee hy my voete was. En kyk na sy oë, vol van die pyn van verwerping, vol van die pyn van Godverlatenheid, maar ook vol van liefde vir die mense, jy en ek, vir wie hy dit gedoen het. En dan praat Jesus en hy sê, dit het ek vir jou gedoen. Wat het jy van my nodig? Wat het jy van my nodig? En nou wil ek hê jy moet wegbly van gesondheid en sukses by die werk en kyk na my kindertjies. Al hierdie goed wat ons gewoonlik maar oorbid. En vir die siek mense in die gemeente. Daar's tyd daarvoor en jy kan op 'n volgende keer daaroor bid. Maar vandag gaan dit nie daaroor nie. Vandag gaan dit oor jou en my verhouding met Jesus. Wat het jy nodig om hierdie verhouding sterk en gesond te maak? Sê die Here terwyl hy by my voete kniel en my voete gewas het. En vir my sê dat hierdie water is 'n simbool van my bloed wat sou vloei, een van die dae. Hy het dit gedoen om ons van alle ongeregtigheid, alle sonde te reinig en ons skoon voor hom te laat staan. Het jy vandag iets om vir hom te bely? Terwyl jy afkyk in Jesus se oë en hy jou voete in sy hande vashou. Het jy iets om te bely? Het jy iets om vir hom te erken? Miskien het jy vanmôre nodig en die behoefte om vir hom net te sê hoe verskriklik lief jy vir hom is en hoe dankbaar jy is vir wat hy vir jou gedoen het. Ek gaan jou nou 'n paar sekondes gee om te hoor hoe Jesus vra vir jou, my kind, wat kan ek vir jou doen? En dan wil ek hê jy moet hom antwoord terwyl jy en hy in gesprek is. Amen. Dis ons eerste scenario. Jesus by my voete.
Maar weet jy, godsdienst bestaan nie maar net daarin, in wat God vir my gedoen het, kan doen en wil doen nie. Maar as 'n tweede aspek, die omgekeerde. En dit wil ek vir jou lees in die vorige hoofstuk, Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom. Laat ek net sê hoekom. In die Paasfeestyd was daar 1000 mense in Jerusalem. En daar was nie slaapplek vir almal nie. Want dit was 'n geweldige, belangrike, godsdienstige fees. Die viering van die uittog uit Egipte land en die spaar van die eersgeborenes en die lam wat geslag is ensovoorts. En op daai tyd was dit die tyd wat Jesus ook gekruisig sou word. En daar was te veel mense, te min plek, en daarom was daar klein dorpies in die omgewing, waarvan Betanië een was, wat aangewys was as die plekke waar die mense sou kon tuis gaan. 6 dae voor die Paasfees het Jesus Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood het opgewek het, gewoon het. En daar het hulle vir Jesus sy ete gegee, maar Martha het bedien, soos gewoonlik. Sy was die dienende Martha. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Ons eerste punt van ons preek was Jesus by my voete. Maar die tweede punt wat dit opvolg is, ek by Jesus se voete. Maria was ongelooflik lief vir haar meester en Heer. So lief dat sy dit wou demonstreer, dat sy iets wou doen om dit te bewys. Want jy sien, om net liefde te praat is maklik. Maar liefde vra soms 'n offer. Soos wat Jesus se liefde vir jou en vir my geoffer gevra het, wat hy bereid was om te betaal. Maar wanneer ek vir Jesus lief het, en wanneer ek vir jou lief het, en vir ander mense lief het, dan vra dit ook baie keer 'n offer. En hierdie Maria het dit verstaan. En sy kom met iets wat sy gebeere het vir baie lank. Kosbare reukolie. 'n hele klomp daarvan. 'n half liter om presies te wees. Sommige 'n bottel vol. Of 'n flessie vol in daai tyd seker. En sy het daai flessie gebreek. En voor Jesus se voete kom kniel. En sy het dit nog nie gesien nie. En geweet nie. Maar 'n paar dae later sou daai voete vir ons ook gedeurboor word. En sy het by sy voete gaan kniel en dit uitgegooi op sy voete. Wat sê dit vir ons? Wat sê twee goed vir my? Een is, en ek herhaal wat ek gesê het, liefde vra 'n offer. In die tweede plek is dit die beste. Nie afskeep nie. Sy hou nie terug nie. Sy gooi nie 'n paar druppeltjies nie. Sy gooi alles. Soveel so, dat die hele huis vervul was met hierdie fantastiese reuk. Wat amper 'n simbool sou word van die feit dat die evangelie, die verlossing in Jesus, die wêreld sou vul. En dat Maria se liefdesdaad ook vir eeue tot vandag toe oorvertel sou word. En dat die nardesolie se reuk as dit ware ook nou in jou sitkamer en hier in die kerk geruik kan word. Is ek bereid om vir Jesus my beste te gee? Maar as 'n tweede ding, sy maak haar hare los en droog haar Here se voete af met haar hare. Iets ongehoords vir 'n vrou in daai tyd. Jy maak nie jou hare los in die openbaar nie. En jy vat nie aan 'n vreemde man nie. Maar sy het nie omgegee nie. Haar ego was uit die pad.
Wat mense sou dink, mense se opinies, was nie ter sake nie, wanneer ek wil wys hoe lief ek vir my Heiland is. Die eerste punt van hierdie preek is, Jesus by my voete, en nou is ek by Jesus se voete. En ek wil hê jy met jouself nou in die tweede plek, in Maria se plek sit. Kniel voor Jesus se voete. Kyk op na sy oë. Nou wil ek hê, jy moet vir hom sê, Here, ek is bereid om die volgende vir u te doen. Ek is bereid om dit en dat op te offer vir u. Daar is hierdie wonderlike gebruik dat in hierdie tyd daar 40 dae is van opoffering, wat maar net 'n simbool is van die feit dat die Here wil hê ons lewe moet 'n offer in sy diens en in sy hande wees. En ons moet voor sy voete gaan kniel. Ek wil hê jy moet nou weer 'n keer asseblief, as jy nie omgee nie, jou oë toemaak, terwyl jy nog steeds jou indink in Jesus by jou voete. Nee, ek by sy voete, nee. Indink dat ek by sy voete is en vir hom sê, Here, wat kan ek vir u doen? Ek wil nou ook vir jou weer 'n paar sekondes gee om jouself toe te wy aan die Jesus wat sy lewe vir jou geoffer het. Voltooi die sin, Here, ek is bereid om my liefde vir u te wys deur die volgende. Amen. Jesus by my voete. En ek by Jesus se voete. Sy offer vir my offer vir hom as antwoord, as dankbare antwoord. Mag dit in die toekoms my in jou lewenspatroon word. Hemelvader, dankie dat u vanmôre vir ons u woord kom neersit in die wonderlike wete dat u liefde so duidelik geopenbaar is in die lydingstyd wat ons nou vandag begin vier. Help vir my dat ek elke dag in u wonderbaarlike oë kan kyk en my liefde vir u kan bely en kan bewys, want u dit tot die dood vir my gedoen. Maak ons dankbare Christene. Amen. Dankie dat jy vandag na hierdie diens geluister het. As daar nog tyd oor is en jy wil graag die preek 'n tweede keer hoor, dalk 'n beter weergawe, kom gou kerk toe. Of doen 'n bydrae deur vir ons te bid. Deur vir die koninkryk van God te bid. En ook 'n bydrae miskien finansiëel, dat ons hierdie boodskap van liefde en omgee die wêreld vol kan instuur. Die Here seën jou.